dit behartig het. En dis 'n interessante punt, veral met COVID, onthou ek het ons swaar en hartseer goeders gehad. Die kinders is maar 'n emosionele stukkie vir die kinders, want hulle moet gaan sê wat aangaan in hulle lewens. Daar's in die fek is daar, wat ek sê, die recording. Kom ons wag net gou, Jan. Kan jy seker, kan ons even bevestig of die recording, dis hy. Okay. Soos gesê, dis werklik wat een van die maklike punte vir die kinders, hulle kry gewoonlik goeie punte. En ons kan sien as die kind so half om en by die het om wat hy doen, dan kry hulle gewoonlik by ons 7, 8 uit 10. Dis gewoonlik 'n punt wat die kinders aan goed doen, maar dis 'n punt wat ook maar emosioneel is. En dit hang af van die kind. Die groot ding is met ek as mens is, dit bestaan uit 4 hoofgedeeltes of aspekte. Die eerste ene is die 10 eienskappe van 'n leier. Nou ons kan nie om dit gaan nie. Daai eienskappe van 'n leier moet die kinders kry. Hoe dit werk is hulle kry 'n klomp verskillendes. Ek dink daar's 15 of 20. En dan moet hulle die korrekte 10 uit daai moet hulle kies en dan moet hulle dit net neerpak. Dit is so eenvoudig. In die fek is dit eintlik die enigste stukkie leerwerk wat daar is. Daar's van die goeters wat interessant is wat half maar vir die Engelse woord counterintuitive is, wat vir my as wat ek dink as 'n goeie leier is, maar dit is nie. So dis ons belangrik om dit te weet. Dan die volgende ding is die lewenslyn. En ek sê altyd vir offisiere, dit gaan nie oor jou ondervinding nie, dit gaan oor die kind se ondervinding. En baie keer sit ons daar en word daar gesê, maar Pietie, sy beste dag van sy lewe was toe hy sy arm gebreek het, want hy kon by die huis bly vir 'n week en hy het roomhuis gekry en alles. So dit gaan alles hang af van die kind. So die lewenslyn, wat baie belangrik is om te weet, hy het 'n begin, hy het 'n einde, hy het 'n hoogtepunt, hy het 'n laagtepunt. Wat tussenin gebeur is irrelevant. Weereens is daar goed wat ek kan pak, weet, ma en pa skei, kan 'n hoogtepunt wees, kan 'n laagtepunt wees. Dis die kind sy gevoel, die kind se emosies. Dis nie ons plek om vir hulle te sê wat hulle moet doen en nie daarso moet doen nie. Dan is daar daai paar vrae, waar en vals vrae rondom stamvader, stamboom en goed soos dit. En dis gewoonlik maar 'n klein stukkie daarso in die voorslagboekie wat dit aandui. En dis maar net kennis wat hulle moet weet van rondom terminologie rondom hulle geskiedenis. Dan een wat gewoonlik die kinders redelik uitvang is die familieboom. Nou, die voortrekkers het ons ek bo. In die skool leer hulle ons ek onder. Baie belangrik om daarso ook te weet is dat die kind, ongeag sy geskiedenis, en baie keer is daar 'n ding dat die kinders pak net sy ma se kant. Want sy ken jou pa nie, die pa is sleg, dan pak sy maar sy het 'n ouma en sy het 'n oupa en sy het 'n ouma grootjie en 'n oupa grootjie en 'n ouma grootjie en 'n oupa grootjie. Die ding is, ongeag wat haar verhouding met haar ouer is, dit gaan oor teoreties wat is daai kind? Daai kind bestaan uit hom of haarself, ma, pa, ouma, oupa, ouma, oupa, ouma grootjie, oupa grootjie, ouma grootjie, oupa grootjie, ouma grootjie, oupa grootjie. En dis die belangrike ding om te weet. En weer eens, soos ek aan die begin gesê het, ons is maar 'n plek waar die wonde opgekrap word. Nou, van die wonde is rou, dis die kind en huil, maar pappa, mamma skei en die hond is dood en die kat werk nie meer saam en die goudvis dryf. So dit maak dit 'n redelike moeilike ding soms vir die kinders om te verstaan, maar waaroor hierdie gaan is dat die kinders moet verstaan waar hulle vandaan kom. Hulle kom met 'n ma en 'n pa uit. En dit is so. Ons is in 'n snaakse tyd en 'n snaakse samelewing, maar jy kan nie om dit kom nie. Jy het 'n man en 'n vrou nodig. So dis die groot aspek van dit. En dis gewoonlik 'n punt waar die meeste van die kinders sukkel. So ek wil gou deur dit self gaan. Ons het 'n tydlyn, ons het die waar of vals stamboom en natuurlik dan daai eienskappe van 'n goeie leier. En dis daai 4 goeters. Dis dit. Daar's regtig waar nie veel meer of minder in dit as daai aspekte nie. So ja, in kort, dis my storie. En die Jan wil ons dit oopmaak vir vrae, wat wil jy doen? Okay. Ja, kom ons hoor, wat wil julle vra? Wat het julle gewonder oor ek as mens? Ek weet, baie keer bly 'n maatjie mos nou saam met mamma en mamma se lewensmaat. So, dit is maar, daar's altyd 'n spermselletjie en 'n eierselletjie en
dit is nou maar hoe die prentjie, jy weet, dit is nou maar, ons noem die prentjie nou maar mamma en pappa. Ek weet, dit is moeilik, dit is altyd lekker om met die kinders te gesels en te hoor wat op hulle lewenslyn vir hulle belangrik en positief was en wat nie vir hulle belangrik en positief is nie. Dit is 'n goeie ervaring saam met hulle, dit is altyd 'n lekker toetspunt self, mens kry lekker tyd saam met die kinders, en dit is 'n goeie geleentheid ook om op hierdie toetspunt die kinders te kalmeer, om hulle te laat verstaan, luister, dit is rarig nie so erg nie, hierdie is net blou klippies en hier's net 5 blokkies, jy weet, dit kan nie erger kom nie. So, wat is julle vrae oor ek as mens? Wie het gewonder oor ietsie? John, so net 'n algemene vraag, PJ van Watervriende Commando. John, gaan die voorslag eksamen moeiliker raak? Daar was 'n paar mense wat gesê het die PV-kamp gaan dalk bietjie moeiliker raak. Is dit dalk die geval van die voorslagkamp gaan dalk bietjie meer moeiliker raak, dat daar minder kinders goud kan kry, of is dit nie die geval nie? Goed, ek sal gou daai een antwoord, so, nee, dit gaan definitief nie moeilik raak nie, ons intensie is nie om die nasionale komitee se intensie is nie om die voorslagkamp te verander in die sin van dat dit moeilik moet wees, sodat minder kinders die medalje kan ontvang nie. Ons het verlede jaar 1 of 2 prentjies verander, dat dit net 'n bietjie meer modern is. Die liedjies verander elke jaar noodwendig, omdat ons graag wil hê die kinders moet die liedjies leer ken, die voortrekker liedjies. Maar nee, daar is glad nie die intensie nie. Die voorslagkamp of die voorslagmedalje is juis om vir kinders die geleentheid te gee, dat hulle op 'n plek kan uitstaan en iets volledig bereik en voltooi, van die begin tot die einde, waar hulle dalk in die skool nie die geleentheid kry nie. So as jy nie 'n sterk sportman is nie, of jy kan nie goed sing nie, of wat ook al, en jy kan nie regtig daai doeksleerling in die skool wees nie, is hierdie geleentheid juis om vir die kinders te wys, jy is goed genoeg, jy kan dit doen, jy het begin met voortrekkers in jou PD lewe, en die feit dat jy die voorslagkamp doen, wys net dat jy tot op die einde deur die proses gaan. So dit wat jy begin het, maak jy klaar. As jy wil, kan jy altyd vir die kinders sê, geen dokter, begin 'n operasie en draai dan om en loop weg, vooruit die pasiënt toe gewerk het nie. Dit wat jy begin, dit maak jy klaar. Dit is 'n baie gesonde prinsip, en dit was verlede week het ons ook hierdie vraag gedoen, so ek dink ek gaan hom elke aand noem, is, Bertus, kan 'n mens ek as mens dop? Kom ek sê vir jou, in die tyd wat ons getoets het, ek kan van 2 keer onthou waar 'n dogter, en ons twee dogters gewees, 'n 2 uit 10 gekry het, 'n 3 uit 10. Nee, maar dis rarig, jy moet rarig uit jou pad uitgaan, en jy moet daai werk in jou lewe nog nooit gesien het om swak te toets nie. Jan het 'n paar keer by my getoets, dis rarig, ons gee vir die kinders punte. Dis so eenvoudig. Maar julle, die ding met voorslag is, en dis waar ek is al lank genoeg betrokke by voorslag, dat my eerste jaar gedoen het, was dit my ding gewees, en ek het 'n span gevat, om ons het voorberei, en die hardloop rond. Ek as mens, as jy 7 of 8 uit 10 kry, en jy kry by spele 7 of 8 uit 10, dan is jy al 20%. Dan is daar nie bonuspunte ingesluit vir die regte goed en al daai goeders nie. Weet jy, dit is eintlik so maklik vir die kinders om uitsonderlik goed te doen in die voorslagtoets. Dat ek dink dit is, ons moet dalk, jy gesit baie klem op dit, maar dit is eintlik 'n lekker en 'n maklike proses. Dis die werk is nie so moeilik nie, en die kamp is nie so
en uitsonderlik snaaks nie. Daar's genoeg geleenthede waar die kinders kan voorberei en hulle berei die kinders goed voor. Die kennis wat gegee word is daar. Ek dink wat ek ook moet noem is toe ek my toetsmateriaal dink ek het die meeste van ons wat voorslag gedoen het ook gebruik. Die oumas is nog so gryskop, prentjies van gryskop tannies. Geen oumas lyk so deesdae nie. Hulle lyk jonk en anderste. So as daar nie verandering was in hoeveel jaar, en twyfel ek of nou verandering binnekort gaan wees. So dit is nou maar deel van dit, maar dit is regtig waar nie 'n moeilike proses nie, en veral as jy die maklike punte, soos ek as mens, en speel en ek in my omgewing, ek gaan dit sê, seremonies ook, dit is bietjie werk, maar dan het dit, die kinders het dit, dan is hulle reg. As dit ek sien, hier is 'n vraag van Pieter, hy vra, hoe word die lewenslyn getoets? So Pieter, wat gebeur is, die kinders kry 'n prentjie, met 'n lyn, en dan moet hulle die verskillende aspekte van 'n pak, die begin, die einde, die hoogtepunt, die laagtepunt. Wat hulle dan tussenin pak, hang vir die kinders af. Baie keer kry die kinders alles in 'n lyntjie in die middel sit. Op daai lyn. Dis dit. Want hulle het geen emosies gewys, dit was hulle jaar, hulle lewe gewees. Van hulle pak dit op, van hulle is net laag, van hulle is net hoog. En ons gee nie punte vir daai waar die kind besluit hoog of laag is nie. Dit gaan oor daai begin. Jy word gebore, jy gaan dood. Daar's hoogtepunte, daar's laagtepunte. Dis dit. Daar's regtig waar nie veel meer aan dit as daai 4 aspekte nie. Ja, Viola, ek sien jy het ook 'n vraag. Jy kan my maar net gebel het. Ek sal nie geantwoord het nie, maar Maar dis omdat jy nooit antwoord nie wat ek nou vra. Hoorie, ek het ook al een keer daar getoets, maar ek kan dit glad nie onthou nie. By die stamboom, sit hulle net mamma, pappa, ouma, oupa, of sit hulle die name ook van ouma en oupa, of hoe werk dit nou weer? Kan nie lekker onthou nie. my ouma se voornaam is HMS, Esther Magdalena Susanna Elisabetta. So dit is pragtig en dis nou maar meer 'n gespottery dat ons ons familie ken, maar dit is nie nodig om dit te ken nie. As die kinders hulle oupa ken, oupa Johan of oupa Ampie of wat ook al, dis fantasties. Hulle gaan nie punte kry vir dit nie, hulle gaan nie punte verloor vir dit nie. Dit gaan weer eens oor die konsep van daar moet 'n ouma wees, daar moet 'n oupa wees, daar moet 'n oupa grootjie wees, dat jy hier op aarde kan wees. Dis alwaar dit gaan, ja. Alright, dankie. Wat sê? Julle, enige ander vrae? Okay. As jy dan iets dink, as jy dan nog vrae dink, ek is nie heeltemal onbereikbaar in die organisasie nie, kom soek my, stuur my 'n WhatsApp, ek sal antwoord. Ek hou van 'n voice note, jy gaan 10 teen 'n voice note terugkry, maar ek probeer te help waar ek kan met dit. Dit is regtig waar nie 'n moeilike ding nie. En sterkte met hierdie, dis 'n voorreg om 'n groep so te kan vat na voorslag toe in die kamp met hulle by te woon en alles en hulle dit deur te maak. Jy weet, ek dink regtig waar julle is in 'n bevoorregte posisie, so geniet dit. Dis eintlik 'n baie lekker proses. Is daar nog 'n vraagie, nog ietsie wat julle gewonder het? Dan is weer ek Pisay, gaan ons bietjie van hierdie daar's mos nou voorslagvoorbereiding kampe. Daar's 'n paar wat op die GGN of GGA lyste is. Sal ons van hierdie goedjies weer met die kinders kan doen by daai kampe? Kyk, elke GGN wat voorslagvoorbereiding doen, het nou nogal hulle eie materiaal wat hulle gebruik. En verlede week het Gerard ook vir ons vertel dat hulle in Oosvaal 'n dagpreek naweek of 'n GGN het, dis wat hulle dit noem, en hy het van hulle materiaal vir ons gewys en met ons gedeel. So die basiese prinsip is eintlik net op hierdie GGN nie om die materiaal te deel of die vrae te gee nie, want die vrae of die materiaal vir voorslag bly in die voortrekker hoofkantoor. Ons kry dit letterlik 'n kort rukkie voor die tyd, dan kan ons vinnig die liedjies print en ons kan vinnig die bladsye afvee en net die kratte stof uithaal en so. En dan gaan dit kamp toe en direk na die kamp gaan dit terug
na die hoofkantoor toe. So dit is intellektuele materiaal van die voortrekkers, die fisiese voorslagtoets. So die GGN'e is daar om vir die kind te help om hersiening te doen. Dis 'n baie goeie manier om met hulle hersiening te doen. En dit word so aangebied, almal wat ek nou al gesien het, dat dit die soort van die program volg van wat gebeur op 'n voorslagkamp naweek. So dit help die kinders net voorberei, hierdie is die routine, dit is wat gaan gebeur, jy gaan hier klippies pak, jy gaan daar ietsies, jy weet, speletjies speel, ensovoorts, en dan is die naweek verby. So die prinsip van daai kampe en GGN'e is om die kinders, om hulle net oor 'n aanvanklike skok te kry, soos, jy weet, ek het nou die woord eksamen gehoor, dis regtig nie 'n eksamen nie, dit is net 'n bevestiging van dit wat jy al jou jare geleer het. Wat ek wel vir jou kan sê, PJ, en eintlik moet ek nou die recording stop, maar die puntkoördineerders wat vir ons aanbied is regtig baie gaaf. As jy regtig baie mooi luister, sal jou kinders net deur te antwoord wat op hierdie opnames met jou gedeel word, klaar maklik silwer kan kry. So dit is ongelukkig, dit is net op hierdie geleentheid, maar doen gerus 'n GGN of 'n voorslagkamp voor die tyd met jou kinders. Dit kry hulle oor daai skok, hulle is heeltemal ontspanne teen die tyd wat hulle op ons kampe kom, want hulle weet wat om te verwag, hulle het dit al gedoen, dis nie so vreemd nie, is nie so erg nie, en dan geniet hulle laaste periekamp, wat eintlik dan ook vir hulle voel soos hulle eerste verkennerkamp. Hulle word hanteer as groot kinders. Hulle moet self opstaan, hulle moet self aantree, ons pas hulle nie op tussen die punte nie, as ons weet ons hanteer hulle soos groot kinders. En dit is gewoonlik vir hulle dan 'n hoogtepunt en baie, baie lekker. So by van die ander gebiede is die kamp 'n bietjie langer en dan bied hulle kentekens aan en so. Maar op die oomblik hierbo by ons in die noorde is dit nou nog 'n bietjie moeilik. Never say never, maar nie hierdie jaar nie. OK. Goed. Is daar nog 'n vraagie, nog ietsie? Ek net gou loer. Hierso. Dit is 'n groot plesier. Goed. Daar sy. Julle is welkom. OK. So verlede jaar, hierdie verlede week het ons lekker lank gekuier. So daai opname is bietjie langer. Hierdie week is dit bietjie korter en ek het dit ook so verwag. Baie dankie Bertus vir jou deelname en vir jou insette en vir jou passie vir die voortrekkers. Jy is vir ons 'n baie goeie inspirasie en ons respekteer alles wat jy vir ons kinders doen. So as daar nie verdere vrae is nie, dan is dit ons sessie vir vanaand. Julle het dit oorleef, baie geluk. Nou kan jy volgende week na jou kinders toe teruggaan en sê, dit is glad nie so erg nie, ons gaan dit maak. En dan gaan ons volgende week na ons volgende punt toe gaan. Ek kan nie nou op my foon kyk nie, want hy is besig om te rekord. Maar dan bespreek ons sommer ons volgende, ek sal dit vir julle op die groepies deel, ons volgende voorslagtoetspunt. Onthou, jou kinders kan nie voorslag dop nie. Die enigste kind wat nie 'n medalje kry vir voorslag nie, is die kind wat regtig weier om aan niks deel te neem nie. As jy deelneem en jy probeer of jy gaan deur die proses, dan sal jy dit maak. So, baie dankie julle. As daar geen verdere vrae is nie, moet julle 'n goeie week hê. Lekker kamp, die wat gaan kamp.
Ons gaan volgende week gesels en ons sal dit weer opneem en ek sal die skakels met julle deel. So, mooi loop en pas julle op en dan sien ek julle volgende week. Bye bye. Dankie Jan. Dankie julle. Hallo Rudolf, is daar ietsie waarmee ek kan help? Nee, ons wil net sê dankie. Ag, jy's welkom.